Prys die Here. Ek wil vir julle sê, die dagstukkies en dit wat besig is om te gebeur met 3 minute kerk, wat is seëning, wat is seën om te ervaar wat God besig is om vir ons te doen. So kom ons bid net so saam. Ons Hemelse Vader, wat 'n voorreg om in die naam van Jesus so by mekaar te wees en vanaand, Here, elke persoon aan U op te dra. By die begin van ons Bybelstudie vanaand, Here, vir die volgende halfuur of so wat ons gaan gesels, wil ek vra dat U Heilige Gees vir mense sal stil staan. Here, die wat krag nodig het, dat hulle krag sal ontvang. Here, die wat vanaand sê, Vader, voorsien vir my, dank ek U, Here, dat U vanaand, terwyl ons met hierdie Bybelstudie besig is, dat daar voorsiening sal wees, dat genesing sal deurbreek, en dat die krag van die Here in mense se lewens sal manifesteer. Here, ons dank U vir U goedheid, ons dank U vir wat U vir ons doen, en ons dank U, Here, dat U vir ons ore gee, om te kan hoor wat die Gees aan ons as kinders van die Here sê. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Nou ja, ek hoop julle kan almal mooi sien, en saam met my kyk, en ons gaan vanaand Bybelstudie doen, en ons gaan praat oor 'n geseënde lewe, en ek gaan net vinnig solang die eerste 2 noem wat ons laas keer genoem het, en die beginsel, waaroor jou hele lewe geseënd is, hoe dit werk, hoe as 'n kind van die Here, hoe ek as 'n kind van die Here, hoe ek en jy geseënd kan wees in die dinge wat ons doen. Jy weet, baie mense pak dinge aan en hulle glo, dit gaan geseënd wees, maar hoe gaan ek regtig geseënd wees in my lewe? En ons gaan daarna kyk, en dis die vraag wat ek vanaand wil behandel weer. Hoe kan ek en jy 'n wonderlike geseënde lewe in die teenwoordigheid van die Here? Nou die teksvers wat ons behandel, en waarna ons kyk, is reeds in die begin in Genesis vir ons deurgegee. En hy sê vir ons in Genesis die 4de hoofstuk, die 3de tot die 5de vers, hy sê, en na verloop van tyd, het Kaïn van die vrugte van die land aan die Here 'n offer gebring. Kyk mooi, hy het van die vrugte gebring. Kyk wat doen Abel. En Abel het ook van die eersgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. En die Here het Abel en sy offer genadig aangesien, maar Kaïn en sy offer nie aangesien nie. Toe word Kaïn baie kwaad, en hy sy hoof laat hang, en ons weet wat is die gevolg daarvan. Dit was waar die eerste moord gepleeg is in die Bybel. En wat is die beginsel van seën? En as jy hierdie ding snap, as jy hierdie ding verstaan, gaan jou hele geestelike lewe verander. En dit is om God eerste te sit. As jy 'n besluit neem vandag om God eerste te sit, en eerste aandag te gee, gaan jou hele lewe verander. Bring jou eerste saak na die Here, begin om die Here heel bo aan die lys te sit. En ons het laasweek 'n bietjie daarna gekyk, maar hierdie beginsel, as ons praat oor 'n geseënde lewe, wil ek hê jy moet dit inhak by al die beginsels. Ons gaan vanaand probeer om die meeste van die beginsels af te handel, wat is 'n geseënde lewe. Maar as ons daarna gaan kyk, wil ek hê elke een van hulle wat ons gaan behandel, kan jy nie suksesvol hanteer as God nie eerste is nie. God moet heel eerste in jou lewe wees, en dis waar die seën van die Here vandaan kom. En ons het hierdie beginsel gehandhaaf. Wat is die eerstes? Wat is die beginsel van die eerstes? En ek het die voorbeeld genoem, en ek wil net weer vir julle dit wys, van al hierdie appels wat jy in 'n ry sien. Dit kan dalk al jou seëninge wees, dit kan jou gesin wees, dit kan jou werk wees, dit kan jou finansies wees wat dit voorstel. Watter een is eerste? Wat is eerste? As jy die dag begin, as jy vat die hoeveelheid ure wat jy in 'n dag het, wat is die eerste? Wat is die eerste beginsel? As jy begin praat oor dinge, as jy begin dink oor dinge, wat is die eerste? En die Here sê, as jy my eerste sit, my koninkryk eerste soek, as jy hierdie dinge eerste doen, dan gaan die res suksesvol wees. En dis die beginsel van Abel se seëning gewees. God het nie gesê, ek hou maar net meer daarvan nie. Abel het van die eerstelinge gegee, eerste. En dis die beginsel wat die verskil in 'n mens se geestelike lewe maak, is om God eerste te sit. Begin die Here eerste loof en prys, begin die Here eerste plaas. Weet, as ons begin bid, weet jy, een van die dinge wat mense doen as hulle bid, hulle spring sommer weg met 'n klomp probleme. Ag Here, ek het hierdie fout. Ag Here, ek weet nie hoe gaan ek dit maak nie. Ek dink hierdie en hierdie is 'n krisis in my huisgesin. O Here, U moet my help met hierdie saak. Weet jy wat? Begin om die Here eerste te loof en te prys. Begin die Here eerste plaas. As ons kyk na die Onse Vader, dan sien ons dat die Here Jesus ons geleer het, en hy het gesê in die begin, het hy gesê, Onse Vader wat in die hemel is, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Met ander woorde, ek begin eers te sê, laat Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word,
Begin jou dag, begin jou gebed om die naam van die Here groter te maak. Sit hom eerste. Begin as daar 'n krisis is, begin God eerste in die situasie plaas. En ek weet dit is moeilik, ek weet dit is nie altyd maklik nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, as jy dit kan doen, gaan jy sien dat jou hele lewe gaan begin verander. Met ander woorde, wat jy sê, as jy eerste nie sê, o Jene, ek dink die duiwel is weer los. O Jene, ek dink dit ek gaan nie uitwerk nie. O Jene, nou gaan alles uitmekaar uitval nie. As jy eerste begin sê, my God is in beheer. As jy begin sê, my God regeer. As jy gesien en daar kom 'n slegte nuus of daar kom 'n tyding en jy begin sê, weet jy, my Here weet en hy gee die beste vir my instoor. As jy hierdie ding begin doen om God eerste te sit, dan aktiveer jou geloof en in die geestelike wêreld begin God sien dat jy sit hom eerste en wanneer jy hom eerste sit, kom daar seëninge oor jou lewe. Daar kom guns oor jou lewe. So, kyk eerste daarna. Nou, ons het laasweek 2 van hierdie beginsels behandel. Ek wil dit net gou aanraak vir die mense wat vanaand nie is. Die eerste ding wat ons gaan doen, waarin ek 'n geseënde kan wees. Dis met ander woorde, ek wil dit amper sê, dis soos tentpenne, wat jou hele tentwoning dan bymekaar gaan hou. Daardie tentwoning wat jy bymekaar hou, die penne wat dit ingeslaan is, hierdie is die penne wat ek vanaand vir julle gee. Dit hou die tent, dit hou die seëning van die Here in jou lewe en dit aktiveer die seëninge van die Here. Die eerste daarvan is gehoorsaamheid. Deuteronomium 28 vers 1 sê, as jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou op die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. Wanneer gaan dit gebeur? As ek gehoorsaam is. Gehoorsaamheid aan wat? Aan die gebooie van die Here. Wat is die gebooie van die Here? Kom ons kyk na die gebooie. In die Nuwe Testament het die Here gesê, daar is gebooie wat ek vir julle gee. Daar is sekere dinge wat ek wil hê julle moet doen. En daardie gebooie, ek wil hê jy moet die eerste ene onthou, dat ons moet verstaan, ons moet glo, wie is Jesus en wat hy vir my beteken en wat hy vir my gedoen het. Ek kan nie bid en vertrou dat daar deurbrake kom en begin dink ek kan die Here Jesus bypass nie. Daar's een of ander paadjie waardeur ek geseën kan wees nie. Ek moet verstaan, Jesus is my bron, Jesus is die weg, Jesus is die waarheid, Jesus is die lewe en deur hom het alle dinge ontstaan. Hy is die een wat die dinge roep wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. So, as ek wil die seën van die Here hê, raak gehoorsaam aan die wet, daardie wet van geregtigheid, die wet van liefde, die wet om te sê, ek glo in die werk wat Jesus Christus vir my gedoen het aan die kruishout van Golgotha. Ek glo dit, ek erken dit, ek aanvaar dit, dat hy is my bron, hy is my antwoord. Ek het die afgelope week oor 'n paar dinge gepraat, oor 'n mens se seëninge, en as jy gehoorsaam is aan hierdie dinge, sal jy agterkom, dat wanneer jy die Here vra, en jy gehoorsaam is aan hom, dan weet jy dat hy is jou bron, sy bron is onbeperk, en jy kan hom vertrou vir elke situasie. Jy kan hom vertrou. As jy vanaand in 'n moeilike situasie, en dalk moet ek vir iemand dit sê vanaand, jy is dalk in 'n moeilike situasie. Weet jy wat? Raak gehoorsaam aan die plan wat God vir jou instoor het. Raak gehoorsaam daaraan. Met ander woorde sê, Here, ek weet U maak 'n weg vir my. Ek weet U breek vir my deur. Ek weet daar kom guns in my lewe en die seëninge van die Here. En dalk kan jy sommer daar kom en vandag en sê, Amen. Ek weet die Here maak 'n weg vir my. Ek weet God gaan my seën. Ek vertrou dit met my hart en met alles wat in my is. Ek is gehoorsaam daaraan. Weet, ons leen ons ore uit aan die dinge wat die vyand sê. Of ons verlede sê. Of wat 'n onderwyser ergens eendag vir jou gesê het, toe jy jou huiswerk nie gedoen het nie, en gesê, ag, jy's stupid en jy sal nooit iets bereik in jou lewe nie, en jy's nie goed genoeg nie. En omdat jy dit glo, begin jy dit sê, en jy's gehoorsaam aan die verkeerde dinge, in plaas om gehoorsaam te wees aan die regte dinge. Dalk kan jy 'n voetnota maak in ons Bybelstudie vanaand, en sê, daar is 'n paar dinge wat jy kan doen, om oorwinning te kry oor hierdie dinge wat jou elke keer om die berg laat loop. Jy weet, ons doen dinge. Ons het 'n gewoonte om onsself in die voet te skiet. Met ander woorde, sodra ek deur 'n krisis gaan, dan paniek ek. En as ek paniek, dan begin ek ongelowig raak. En as ek ongelowig raak, begin ek dom besluite neem. En as ek dom besluite begin neem, dan begin ek allerlei verkeerde goeders doen. En as ek verkeerde goeders doen, dan val ek uit die bus uit. En as ek uit die bus uitgeval het, dan sê ek, ag Here, wat het ek nou weer gedoen? Dan is ek weer in dieselfde situasie. Elke keer wanneer daar 'n probleem kom. So wanneer ek wil jou help vanaand, ek wil ook dit leer. Ons almal is in hierdie Bybelstudie. En ek wil vanaand vir jou sê, ek en jy moet leer om nie om die berg elke keer te gaan nie.
Ons moet leer om nou gehoorsaam te raak aan die plan van die Here, die Here te vertrou en te sê, Here, U maak 'n weg vir my. Stem jy saam met my? Stem jy saam daaroor? U gaan vir my 'n pad maak, U gaan vir my deurbraak. Ek gaan nie weer 'n keer struikel nie. Ek gaan nie weer val nie. Ek gaan nie net elke keer duik nie. Ek gaan die Here vertrou. Dis tyd dat ons oorwinning kry. 'n Geestelike waarheid is, en iemand kan dit vanaand doen. As jy deur 'n moeilike tyd gaan en jy sê, kyk, George, jy verstaan nie waardeur ek gaan nie. Ek wil vanaand vir jou sê, wat van jy draai die kraan van die duiwel net 'n bietjie toe? Jy gee hom net nie meer aandag nie. Gee hom net nie eenvoudig nie meer aandag nie. Daai stemme wat mense is so negatief oor jou, daai goed wat so aan jou deur klop die hele tyd. Wat van jy maak die deur net nie meer oop vir die duiwel nie? Jy sê net eenvoudig, ek gaan die Here loof en prys. Ek hoor jou nie meer nie. Ek gaan nie meer aandag gee nie. Met ander woorde, soos hulle in Engels sê, starve the devil to death. Kry hom op 'n plek waar jy sê, ek gee hom geen kos meer nie. Want dit wat jy kos gee, groei. Dit wat jy kos gee, voed jou. En gee gehoorsaamheid kos. Gee die gehoorsaamheid aan die Here kos. So, dis waaroor ons gesels, en dis die eerste groot beginsel in die seën van die Here. Dan is geloof die tweede een. Geloof in Christus Jesus. Hy sê vir my en jou, in Hebreërs 11 vers 6, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Dink gou daaroor na. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. So as ek en jy dinge doen waarin ons nie glo dat die Here eerste is nie, dan gaan dit net nie uitwerk nie, julle. Dan is dit oorgegee aan die verkeerde plan. Dit gaan net nie suksesvol wees nie. Maar as ek glo dat God is in die saak, en ek glo dat die Here is die een wat my daar is. Hy is, en hy is 'n belonaar van die wat na my soek. As ek dit weet, hy is daar. Ek wil hê iemand moet vanaand dit hoor. Die Here is besig om jou gesond te maak. Ek het dit nou die dag gesê in ons dagstukkies. Sy naam is, ek is. Ek is besig om jou te genees. Ek is besig om jou te herstel. Ek is die weg. Ek is die waarheid. Ek is jou genesing wat vir jou antwoord gaan bring op hierdie tyd. Ek is jou voorsiening. Ek is dit. Dis wat God is. Moenie sê, dis wat die duiwel doen nie. God sê, ek is met jou. Ek is saam met jou. Ek sal jou nooit begewe nie. Ek sal jou nooit verlaat nie. Ek sal die geknakte riet nie afbreek nie. Ek sal die lamp wat nie smeel nie, sal ek nie uitdoof nie. Ek sal jou plant by waterstrome. Ek sal jou in 'n hawe van begeerte inbring, sê die woord van die Here. Al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou ander sy, na jou toe sal dit nie kom nie. Dis die woord van die Here. God is saam met jou. God snel jou te hulp. Hy gaan vir jou. Die woord van die Here is 'n lamp vir jou voet en hy's 'n lig vir jou pad. Hy maak dit vir jou moontlik om deur te kom. Die wêreld kan dalk donker wees. Mense wat vandag sê ek glo nie in God nie, hulle het nie 'n antwoord nie. Jy het 'n antwoord. Jou antwoord is Jesus Christus. En hy maak 'n verskil in jou lewe. So, kom ons gaan verder. Die derde ding is die beginsel of die wet van die eerstes. Nou ons het net nou daaroor gepraat, maar ek wil net weer aanraak. Matteus 6 vers 33. As jy geseënd wil wees, sê ek, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Ek dink iemand moet vanaand hierdie woord hoor. Iemand, dalk het jy nou net ingeskakel by hierdie Bybelstudie en jy dink, hoekom luister ek nou hierna? Iemand moet hoor dat as jy God soek en jy soek God, jy stel belang in die Here. As jy dit hoor, die Here gaan jou beloon. Die Here gaan jou beloon. Die Here gaan vir jou voorsien. Die Here gaan vir jou pad oopmaak. Soek eers sy koninkryk. As jy in hierdie Bybelstudie is, dalk kan jy vanaand 'n bietjie tyd spandeer en gaan op jou knieë of raak net stil ergens as jy kan en sê, Here, ek sit U eerste. Ek sit U eerste in hierdie saak. Ek vertrou U. Kyk wat sê hy. Hy sê nie dalk nie. Hy sê hier, dit sal, die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Waaroor is jy bekommerd? Wat is iets wat vir jou so laat bekommer? Soek God eerste. Hier is die beginsel, dis die wet van die eerstelinge in die Bybel. Hy sê eerste, as jy God eerste sit, jou eerste liefde, jou eerste werke, jou eerste dinge, plaas dit eerste in die Here en daar gaan seëninge oor jou kom. Probeer as jy kan, die eerste ding in die dag. As jy wakker word, die eerste ding wat jy doen, te sê, Here, ek loof U, ek gee hierdie dag vir U, ek plaas hierdie dag onder U, ek weet hierdie dag is die dag van die Here, wat die woord van die Here oor my lewe gaan 'n werklikheid word. Ek eer U, Here, daarvoor. Ek bring 'n lofoffer. Ek bring dit. Die Bybel sê, is daar 'n liedjie wat hulle sê, I bring a sacrifice of praise, 'n offer van lof en aanbidding aan die Here.
Weet julle hoeveel oorloë is gewen deur mense se woorde, deur liedere, deur sang, deur aanbidding? Ek het met julle gepraat oor die dagstukkies. Die mure van Jerigo het geval as gevolg van die mense se gehoorsaamheid en die basuin wat hulle geblaas het met hulle lippe. Hulle was getrou met die klank wat God vir hulle gegee het. So praat jy die klank, blaas jy 'n basuin van oorwinning, blaas 'n basuin van geloof in jou lewe, sit dit eerste en daar kom guns oor jou lewe. Die vierde ding, en ek wil vinnig vanaand deurgaan en kyk hoe ver kan ons gaan en skryf gerus hierdie neer, en as ek kan sal ek ook hierdie Bybelstudie op YouTube sit, dat julle dit later weer kan kyk. Die beginsel van gee en vrygewigheid. Die beginsel van gee en vrygewigheid. Weet, baie mense sê, nee, maar as ek geseënd wil wees, dan moet ek ontvang. Jy moet nie die openbaring kry van ontvang nie. Jy moet die openbaring kry van gee. Daar's 'n groot verskil. Wanneer jy bid en sê, Here, ek wil gebless wees, gee vir my, dan het jy dit nie gekry nie. As jy sê, ek wil gebless wees, Here, help my om te gee. Help my om liefde te gee, help my om vergifnis te gee, help my om my finansies te gee vir die werk van die Here. Help my om te gee. As ek dit begin sien, daai openbaring begin kry. En onthou, ek praat nou met julle as kinders van die Here. Ons is kinders van die Here. Ek en jy is 'n kind van die Here. Ons verstaan hierdie dinge, die wêreld verstaan dit nie. Maar wanneer jy gee, het jy al gehoor, dit is saliger om te gee as om te ontvang? Gee in vrygewigheid. Kyk wat sê Spreuke 3 vers 19. Hy sê, vereer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomstes. Dan sal jou skure vol word en van oorvloed en jou paskrype oorloop van mos. Wat sê jy? Vereer die Here. Vereer die Here. Vereer die Here. Wat 'n voorreg om te kan sien dat mense en kinders van die Here weet wat dit is om 'n seën vir ander mense te wees. Om te gee en liefde te gee, 'n broodjie te gee. Die Bybel praat van 'n glas water. Hy praat van wanneer jy honger is, wanneer jy dors is, het jy vir die minste gegee en dan sê die Here, omdat jy dit aan die minste gegee het jy dit vir my gegee. En hierdie is 'n verskriklike groot waarheid julle. Ons sal net nou 'n bietjie verder daaroor gaan, dan wil ek vir julle wys. Kom ek wys vir julle op hierdie skyfie wat ek bedoel met hierdie beginsel. Die mens het 3 groot hindernisse in sy lewe, regdeur die geskiedenis. 3 groot hindernisse. Is amper soos kettinge wat mense vasbind. Die eerste daarvan is hoogmoedigheid. Dit gaan altyd oor myself. Ek wil beter hê. Ek gun nie ander mense die son skyn oor hulle nie. Ek gun dit nie. Hoogmoed. Weet julle, en dalk is julle nie almal bewus nie, maar daar's dalk van julle wat dit weet. Maar weet julle dat die duiwel het geval as gevolg van hoogmoed? Hoogmoed. Hy het gedink, ek sal beter wees. Dis waaroor dit vir hom gegaan het. Jy kan dit gaan lees in die Ou Testament, sal jy ook sien. Hy het geval, totdat daar hoogmoed in sy hart gekom het. En die Bybel is baie ernstig oor hoogmoed. Hy sê hoogmoed is een van die groot sondes in die Bybel. Wanneer 'n mens meer dink van jouself as wat jy moet, wanneer jy die idee het, dit gaan net oor myself. Hoogmoed is een van die groot hindernisse in 'n mens se geestelike volwassenheid. Die tweede ding wat 'n probleem is vleeslikheid. En ek kan ure daaroor praat, maar julle verstaan vleeslikheid. Is daai goed wat ons vashou. Daai bindings wat ons vashou. Daai gewoonte sondes en daai goeters wat ons weet die Here met ons oor praat. Maar ons hou vas aan daai dinge. Vleeslikheid. Vleeslikheid maak dat ons baie dinge verloor wat God vir ons beplan. En ons is almal vleeslik, julle. Ons is nie perfek in alles wat ons doen nie. Partymal dan tree ons vleeslik op. Ek dink, wil julle herinner aan daai een keer waar Petrus met die Here praat en die Here sê vir hom, ek gaan gekruisig word, ek gaan sterwe. En Petrus sê, nee, dit gaan nie gebeur nie. En die Here moet vir Petrus sê, jy moet nou verstaan, Satan wyk agter my, want jy gaan my nie uit die plan van God uit probeer kry nie. So, partymal kan 'n mens dink jy doen die regte ding, maar jy is vleeslik. Jy dink dis jou eie metode. Vleeslikheid is 'n groot saak. Die derde ding is geldgierigheid, julle. Julle, ons moet regtig mooi daaroor dink. Een van ons probleme in ons tyd, in ons gemeenskap, in ons wêreld is geldgierigheid. Ek dink eintlik die wortel van alle kwaad is die liefde vir geld. Is wanneer 'n mens net geld soek die hele tyd. Is alwaaroor dit gaan. Ek soek net geld. En die 3 dinge hoe jy dit oplos in die Bybel. Hoe jy hoogmoed oplos. Jy los dit op deur gebed. Jy begin bid, want weet jy, wanneer 'n mens bid, dan word 'n mens herinner dat ek het hulp nodig. Ek is nie so belangrik nie, God is belangriker. Gebed is belangrik. Mense wat sukkel om te bid, is mense wat 'n stryd het baie keer met die feit dat
hulle dit wil oplos. Dit gaan oor hulle self en hulle sien nie dat God is groter as die saak nie. Hulle wil dit self hanteer. Gebed verklaar dat God is in beheer. Vleeslikheid. Baie mense sê, ag Here, help my, verlos my van daardie sonde, verlos my van daai saak. Nee, sien wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê van vleeslikheid, jy en ek moet dit doodmaak. Ons moet dit doodmaak. En vat hierdie woord vanaand in die Bybelstudie. Ek wil hê jy moet dit hoor vanaand. Dis baie belangrik wat ek nou gaan sê. Vat hierdie woord, dat selfs God kan nie jou ou sonde regmaak nie. Hy moes dit aan die kruis laat doodgaan. Weet julle dat een van die beginsels van die doop, wanneer mense nou gedoop word in water, beteken dit dat ek lê die ou lewe af en ek neem die nuwe lewe in Christus Jesus op, staan in Romeine 6. Dit beteken nie dat ek kom en sê, Here, herstel my ou lewe, kyk of u dit 'n bietjie kan regmaak nie. Die Here sê, kruisig dit. Die Here sê, maak dit dood. Maak jou ou lewe dood en leef die nuwe lewe in Jesus Christus. Dalk is dit 'n bietjie vreemd wat ek nou gesê het, maar verstaan wat ek sê. Ek sê, maak die ou lewe dood. Maak die ou gewoontes. Maak daai goed. Die Here verwag van jou om dit dood te maak. Moenie dink iets anders gaan gebeur nie. Jy moet sê, klaar. Ek is klaar daarmee. Ek is 'n kind van die Here. Ek doen nie meer die dinge van die vorige lewe nie. Ek maak my lewe reg. Maak daai dinge dood. Dis hoe ek vleeslikheid oorwin. Ek kan nie sê nie. Laat my dink aan die ou wat gesê het, hy wil graag 'n bietjie dieet. Hy wil 'n bietjie maarder word. En hy sê, ag Here, help my, laat ek asseblief nie by die donut shop verbygaan nie. As ek daar stop elke keer en ek sien daar's 'n parkering, dan gaan ek in en gaan koop ek vir myself 'n donut. Help my asseblief, laat daar nie 'n donut is nie. En die ou getuig na dit en sê, hy sê, jy sal nie glo nie. Ek het daar verbygery en die 10de keer wat ek verbyry, kan jy glo daar's weer 'n parkering oop, toe gaan ek maar in, want ek dink dis die regte ding om te doen. As God met jou praat oor 'n ding en hy blok iets, stop dit. Stop dit. Stop dit. Luister, God wil jou oorwinning gee. En hoe oorwinning geldgierigheid? Hoe oorwinning geldgierigheid? Deur 'n hart van gee. Gee. Ek onthou, ek en my vrou, ons is in die bediening en 'n ou klop aan my deur die aand en hy sê vir my, hy het hulp nodig om van daai stadium het ons in Pretoria gebly. Hy wil van Pretoria af deurgaan na Palleborwa toe en hy het hulp daar nodig. En ek sê vir hom, weet jy wat, ons het regtig nie geld meer oor nie. Ons het nie geld nie. En in my beursie, daai tyd het ons in ons begroting uit ons koevertjies gehad en dan sit ons elke week se geldjies wat ons nodig het so in koevertjies. En ek het net daai week se geld vir kos en wat ons nodig het vir ons huis. En ek hoor hoe sê die Here vir my, gee daai geld vir hom. En ek vat my laaste geld. Ek het niks ander geld. En ek gee dit vir hom sodat hy op sy pad kan gaan en dat hy daar kan kom by die werk van die Here. En weet julle hoe die Here ons geseën? Hier is ek vandag nog. Ek het nog nooit honger gaan slaap nie. Want God voorsien as mens bereid is om te gee. God voorsien. Maar kom ons doen dit op die gehoorsaamheid van die Here. Romeine 12 vers 21 sê, laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Oorwin die kwaad deur die goeie. Ek dank die Here dat God se goedheid oor jou lewe is. Dat God se guns daar is en sy vrede is. Oorwin die kwaad. Moenie gaan sê, ag, ek gaan dit nie maak nie. Oorwin vanaand die kwaad deur die goeie. Laat die Here se seën vanaand so oor jou lewe kom. Nou ja, kom ons gaan gou nog 'n paar behandel van hierdie. Hoeveel tyd ons oor, nog so 'n paar minute, wil ek graag vir julle wys. Harde werk. Julle, ek dink hierdie is 'n groot ding wat seën bring in 'n mens se lewe. Kyk wat sê Spreuke 10 vers 4. Hy word arm wat met trahande werk, maar die hand van die vlytiges maak ryk. Spreuke 22 vers 29 sê, sien jy 'n man wat vaardig is in sy werk, hy kan voor koning staan, hy hoef nie voor geringes te staan nie. Daar's 'n skrif wat sê, gaan na die muur, luiaard word wys. Jy weet, luiheid is nie 'n antwoord nie. Harde werk is 'n antwoord. Werk hard aan die saak van die Here. Werk hard aan die geleenthede wat God jou gee. Wend 'n poging aan, daar's 'n seën in harde werk. Werk aan jou huwelik. Werk aan jou verhoudings. Werk aan jou finansies. Werk hard daarin. Vra die Here vir seën op jou arbeid. Daar is seëninge wat kom as 'n mens hard werk. Mag die Here jou hande arbeid seën. Mag die Here dit wat jy beplan. Ek wil eintlik vir iemand vanaand sê, as jy vanaand sê, Here, help my met my besigheid, help my met my werk, wil ek vanaand vir jou sê, die Here sien jou harde werk raak. Die Here sien jou pogings raak. En die Here sien raak wat jy besig is om te doen. En ek weet vanaand
dat jy gaan seëninge werk. Kyk wat hy sê, die hand van die vlytiges maak ryk, en omdat jy hard werk, gaan daar rykdom in jou lewe kom, en die seën van die Here gaan daar wees. God gaan vir jou plan gee. Moet dit nie altyd negatief sien nie. Is nie net die luiaards nie, maar die wat hard werk, ontvang die seën van die Here. En jy's 'n harde werker vir die werk van die Here. Die 6de ding wat seën bring, is vertroue op God en nie op rykdom nie. 6de ding. Kyk wat sê Jeremia 17 vers 7. Geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is. Nie rykdom nie. Ek hoop nie ek wen die lotto en ek gaan nou geld kry en ek gaan dit kry en ek gaan dat kry en dan gaan ek alles reg kry nie. Dan gaan ek 'n seën vir ander mense wees nie. Dan gaan ek my gesin reg hê. Dan gaan ek die Here dien nie. Nee, ek vertrou op die Here, nie op my rykdom nie. Geseënd is die man wat op die Here vertrou. Vertrou op Jesus as jou bron. Vertrou op Jesus as die een wat vir jou die deurbraak gee. En hy gee vir jou die antwoord op die regte tyd. Mag sy guns en sy vrede oor jou lewe op daai manier kom. Kyk wat sê Spreuke 11 vers 28. Wie op sy rykdom vertrou, die sal val. Maar die regverdiges sal soos blare uitspruit. Dan kom ek en jy maak die saak vanaand uit. Jy's nie 'n wêreldling nie. Jy's 'n regverdige. Iemand wat in die regte pad met Jesus loop. Ja, ons het foute, ons het tekortkominge, ons is nie perfek nie, maar jy's op die regte pad want jy glo in Jesus Christus. Kyk wat beloof die Here. Vat hierdie vers, omkring dit. Hy sê die regverdiges sal soos blare uitspruit. Het jy al gesien in die seisoen as hy draai van winter af na somer toe en ons beweeg in die lengte tydperk in, hoe dat 'n boom wat niks blare gehad het nie, ewe skielik vol van blare raak. Nou ek wil vandag vir jou sê, jy is besig om uit jou winterseisoen uit te gaan. En jou bome gaan vol wees van blare. Nie omdat jy so goed is nie, omdat jy 'n regverdige is, verklaar is deur die bloed van Jesus Christus, as iemand wat glo en vertrou met jou woorde, met jou dade, met jou optrede, jy sit God eerste, en ek glo daar gaan 'n seën oor jou lewe kom. Hoor vanaand wat ek vir jou wil sê. Ek wil net vir jou regtig sê, daar gaan 'n seën kom. Ek wil hê jy moet dit hoor vandag. Ek het dit vandag vir ons dagstukkie groep gesê. Ek wil hê jy moet weet, jou deurbraak is nader as ooit tevore. Waarom sê ek dit? Ek sê dit nie maar net nie. Ek weet jy's 'n regverdige van die Here. Ek weet jy soek die aangesig van die Here. Ek kan staat maak op die woord van die Here, wat sê, as jy regverdig is, sal jy soos blare uitspruit, sê die woord van die Here. Daar gaan net seëninge kom, julle. Daar gaan seëninge kom, en God se guns gaan so oor jou lewe deurbreek. Die 7de beginsel is die regte lewe. Hoe om reg te lewe. Kyk wat sê Psalm 1 vers 1 tot 3. En julle, hierdie is 'n groot ding. Ek wil hê julle moet dit weet. Ons moet in die regte sirkels rondloop. Ons moet nie in die sirkels van die verkeerde goed rondloop nie. Hy sê in Psalm 1, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here en hy sal oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Kyk gou na daai eerste gedeelte. Jy sien, eers wandel jy, dan staan jy, dan sit jy. Dit is wat gebeur met mense wat hulle ore uitleen vir verkeerde gesprekke, wat meng met die verkeerde dinge. Hulle loop eers, dan gaan staan hulle stil, en dan gaan sit hulle. Hulle loop eers die regte pad, maar dan begin die duiwel en dan begin hy in jou ore fluister. Dan begin jy stil staan en sê, ek wonder of die Here my nog wil seën. Ek wonder of ek nie maar eerder na hierdie ouens moet luister nie. Dalk is hulle advies beter, dalk is hulle raad beter, dalk is hulle planne beter. Gaan staan jy. Wat gebeur jy? Op die einde van die dag gaan sit jy. Dan gaan sit jy in die kring en jy gaan sit in die kring van die spotters. In die oomblik as jy in daai kring van spotters gaan sit, dan spot jy op die einde van die dag saam teen God. En dit is 'n groot probleem. As jy geseënd wil wees, beweeg in die regte sirkels. Wie is die regte sirkels? Wat is die regte sirkels? Bedink die wet van die Here dag en nag. Met ander woorde, bedink Jesus Christus. Bedink die plan van die Here in jou lewe. Begin vir die Here sê, Here, U is my weg.
U is my waarheid, U is my antwoord. Maak nie saak wat mense sê nie, ek sê ek glo in Jesus Christus. Hy is my pad, hy is my voorsiening, hy is my bron, hy is die een wat vir my die woord bring en hy is my die een wat die waarheid is. Hy is die een wat God vir my gestuur het sodat ek kan lewe en lewe in oorvloed kan hê. Kom ons praat die woord van die Here. Kom ons beweeg in die sirkel van die regverdiges. Jy wat vanaand na hierdie Bybelstudie luister. As jy na hierdie Bybelstudie luister, is jy in die sirkel van die woord van die Here. Daar kan seën en daar sal seën oor jou lewe kom omdat jy in die regte sirkel beweeg. Want jy leen jou ore nie uit aan die duiwel nie. Jy gebruik jou ore om te ontvang dit wat God vir jou wil gee. So, kom ons praat verder. Die 8ste ding, ek dink nie ek kan dit genoeg beklemtoon nie, nederigheid. Weet jy een van die dinge nou as 'n mens deur 'n moeilike tyd gaan, is mens baie nederig. En jy sê, Here help my, en dan help die Here jou. Dit laat my dink aan daardie 10 melaatses in die Bybel, hulle was almal siek, baie ernstig siek gewees. Hulle het uitgeroep en gesê, Here help, 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 help. En op die einde van die dag het die Here hulle al 10 gesond gemaak. Maar weet julle wat, net een van die 10 het teruggekom en gesê, ek is dankbaar. Ek is dankbaar. En ek wil hê jy moet daaraan dink. Baie keer dan vra ons die Here vir hulp. En sodra die hulp kom, dan gaan sê ons nie eens vir die Here dankie nie. Ons gaan sommer net aan met ons lewe. Ons vertel eintlik vir mense, kyk daar, ek is so gelukkig, toe werk het vir my uit. Toe kry ek 'n bevordering, toe kry ek 'n beter werk, toe kry ek 'n deurbraak, toe is dit myne, dis my eiendom. Ek onthou eendag het ek met iemand gedeel, en die persoon sê vir my, hy wil graag die Here vertrou, en as hy die Here vertrou, dan glo hy gaan sy finansies, en hy gaan 'n deel van sy eerste deel van sy finansies vir die werk van die Here gee, en hy vertel my die hele verhaal. En toe die werk deurkom, en hy is suksesvol as 'n besigheidsman, kom hy eendag, en hy klop aan my deur, en hy sê vir my, weet jy wat, ek kan nie meer vir die werk van die Here gee nie, want dit is nou te veel. Is te veel. Ek dink ander mense gaan snaaks van my dink. Weet jy, as 'n mens die Here vertrou vir 'n saak, in jou krisisuur, doen dit wanneer dit met jou goed gaan. Vertrou die Here. As jy die Here gesê het, Here, ek sal my deel doen, doen jou deel. Doen jou deel, wees nederig. Wees nederig. Onthou die Here seën, en as die Here seën, sal hy jou seën as jy nederig bly. Kyk wat sê Jakobus 4:10. Verneder julle voor die Here, en hy sal julle verhoog. Verneder jou. Jesus, U is my weg. U is my weg. Ek dink aan 'n sakeman wat baie wel af was. En hy het altyd 'n aktetas by hom gedra. En eendag toe vra iemand vir hom, wys my wat is in daardie aktetas. Toe maak hy die aktetas oop. Toe is daar 'n paar skoene in wat deurgetrap is, wat eintlik sulke koerante binnekant het. En hulle sê, wat is hierdie? Hy sê, dit is die skoene waarin ek geloop het voordat ek hierdie besigheid begin het. Hy sê, ek dra hierdie skoene elke dag, om myself te herinner dat dit is nie ek nie, dit is net God wat my geseën het. Dit is God wat my geseën het. En ek dink dit is 'n pragtige manier om te dink, hoe ek myself verneder, hoe ek sê, Here, U is die antwoord. Verneder beteken nie om af te breek nie, verneder beteken om God eerste te sit, en bo alles te plaas. 1 Petrus 5:6-7 sê, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al jou bekommernis op hom, want hy sorg vir jou. Sien, nederigheid sê, God ken môre. Nederigheid sê, as die Here wil, sal ek hierdie saak aanpak. Nie ek het die geld, ek het die sê, ek het die mag, en ek sal dit doen nie. Die Here, as die Here wil, gaan kyk maar in die Ou Testament, waar die mense oorwinnings moes behaal het teen die vyande. As hulle geluister het en gesê, as die Here so wil, as die profeet sê, kom ons beweeg en ons doen wat God sê, was daar seën. As hulle gesê, kom ons doen dit op ons manier, dan was daar net eenvoudig nie guns gewees nie. En dit is waarom baie mense sê, ek werk so hard, ek probeer so hard, dit werk nie vir my uit nie. Raak nederig, gee God die erkenning. Ons is niks sonder hom nie. Ek dink altyd aan Johannes die Doper. Jy weet, Johannes die Doper word beskou as die grootste profeet uit die Ou Testament se tyd. Hy is die een wat gesê het, daar is die lam wat geslag is. Hy het persoonlik Jesus uitgewys, 'n verskriklike belangrike werk wat hy gedoen het daar. Maar hy sê in Johannes 3:30, hierdie woorde, en ek wil hê jy moet dit onthou vanaand. Hy sê, ek moet minder word, hy moet meer word. En dit is die geheim van vernedering, is Here, laat U meer word. As ek iets aanpak en daar kom seën in my lewe, laat Jesus meer word. Ek dink nie die Here wil jou seën, sodat daar op die einde van die dag minder van God in jou lewe moet wees nie. God wil jou seën, sodat daar meer van God in jou lewe sal wees.
Kom ons eer hom daarmee, en ons vertrou die Here daarmee. Ek wil vanaand nog 2 met julle bespreek, en dan is ons klaar met ons Bybelstudie vanaand. Die tweede laaste een is, die krag van gebed. Filippense 4 vers 6 tot 7, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Ek wil vinnig vir julle sê, wat doen gebed? Gebed laat die saak oor in die hand van die Here. Gebed sê, laat God se wil gebeur. Gebed sê, verander my sodat ek inpas in die plan van die Here. Gebed sê, ek verklaar dat God is groter as my probleem. Dis wat gebed sê, gaan in gebed en gee dit vir die Here. Maar kyk wat doen gebed nog, veral vir die mense wat vanaand sukkel met emosionele dinge, struikelblokke, dinge soos depressie en angs en daardie dinge waarmee ons as mense partykeer sukkel. Kyk wat sê hierdie vers, en dis 'n belofte vanaand vir jou. In vers 7 sê hy, as jy met die Here praat in gebed en jy vertrou die Here, sê vers 7, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar. Met ander woorde, party mense sê, my hart is so stikkend. Die Here sê, ek sal jou hart bewaar. Ek sal jou hart bewaar as jy bid. Hy sê jou sinne, my denke, my emosies. Jy kan party mense sê, ek voel ek gaan mal word oor hierdie situasie. Gaan in gebed en gaan gee dit vir die Here. Die Here sal jou gedagtes rig. Hy sê jou bewaar, jy sal nie jou kop verloor nie. Die Here sal by jou bly, en hy sal jou deurdra in elke omstandigheid. Hy's lief vir jou. Ek wil hê jy moet dit hoor vanaand. Die laaste ding wat ek bespreek op ons Bybelstudie oor wat dit is om geseën te wees, is die krag van vergifnis. Ek het dit laaste gesit, omdat ek dink dis een van die groot dinge waarom baie mense sukkel om geseën te wees. En dit is omdat hulle nie kan vergewe nie. Hulle hou dinge teen mense. Weet, een van die dinge waarin ons land so seer het, is dat ons kan nie vergewe wat in die verlede gebeur het nie. En ons kan nie wegkom daarvan nie. Van ons het groot foute gemaak. Van die regerings wat voorheen daar was, het groot foute gemaak. Daar is dinge wat verkeerd gedoen is. Ons kan dit nie regmaak nie, julle. Ons moet vergewe. As ons vergewe, ek sien baie keer in die politiek, dan sê hulle, ons totale uitkyk in ons politiek is om reg te maak wat in die verlede gebeur het. Kan nie regmaak wat in die verlede gebeur het nie. Jesus wys dit vir ons. Hy sê, ek en jy moet vergewe. Jy kan nie regmaak wat in die verlede gebeur het nie, jy het vergifnis nodig. Jy het vergifnis nodig. As jy 'n goeie huwelik wil hê, help dit nie jy gaan maak reg wat in die verlede gebeur het nie. As jy reg gemaak het in die verlede gebeur het, kan jy dalk nie regmaak nie. Dis foute is so groot geweest, dit is onherstelbaar. Dit kan nie reggemaak word nie. Jy het vergifnis nodig. Jy het vergifnis nodig. Dis nodig. Jy het nodig om jou huweliksmaat te vergewe. Hulle kan dit nie regmaak nie. Dis 'n fout wat hulle gemaak het. Jy moet vergewe. En wat is vergifnis? Vergifnis is, Here, ek gee die verlede aan U oor. Help my om van nou af vorentoe U verhouding so te lewe, dat U guns oor ons lewe kom. Kom ons ag mekaar dat ons is vergewe. Kyk wat sê Markus 11 vers 25. En wanneer julle staan en bid, nie nou en dan nie, wanneer jy bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle heel oortredinge mag vergewe. Kyk hoe belangrik is dit. Ons hele Bybelstudie gaan oor om God eerste te sit. Maar ons kan God nie eerste sit nie. Matteus 6, die grootste gebed wat die Here ons leer, sê hy, Vader, vergeef hulle, soos ons skuldenaars vergewe. As julle hulle nie vergewe nie, sal ek julle nie vergewe nie. Vergifnis is die enigste pad vorentoe vir hierdie wêreld, en die enigste pad vorentoe vir my en jou. Ons het nodig om Jesus te vra. Jy kan nie na God toe kom en sê, Here, ek sal die foute wat ek gemaak het regmaak nie. Jy kan nie. Jy kan nie. Kan dit nie regmaak nie. Al wat jy kan doen is, Here, vergewe my. Vergewe my. En ek bid dat die Here vanaand ons sal vergewe. Lukas 6 vers 37. En julle moet nie oordeel nie, dan sal julle nie geoordeel word nie. Julle moet nie veroordeel nie, dan sal julle nooit veroordeel word nie. Spreek vry, en julle sal vrygespreek word. Dis my gebed. En soos nog nooit tevore nie, moet ons vir ons land en vir ons wêreld bid, vir ons huisgesinne. Ons moet regtig bid in ons tyd waarin ons lewe. En ek wil vir julle sê, ons moet nie bid laat mense vergeld word en vergelding hê nie. Ons moet bid
dat daar vergifnis kom. Ons moet bid om mekaar te vergewe. Dan gaan daar seën in ons lewens kom, dan gaan seën vorentoe beweeg. Ons almal het nodig om te vergewe. Weet julle, ons wys maklik vingers. Maar wanneer ek en jy in diep moeilikheid is, weet ek en jy, ons het vergifnis nodig. Dan pleit ons vir vergifnis. Ag, wees my genadig. Gee my nog 'n kans. Help my asseblief, as ons deur die moeilike tye gaan. Maar wanneer ons moet vergewe, dan doen ons dit nie. Laat my dink aan daardie man wat na die koning toe gegaan het en gesê het, ek skuld soveel. Ek het soveel skuld. Kan dit nie regkry nie. En hy is 'n skuldenaar. En hy skuld. En hy sê, asseblief, en die Bybel sê, hy het miljoene geskuld. En die koning sê vir hom, okay, goed, ek sal jou vergewe. En toe hy by die trappe van die paleis kom, toe staan daar 'n ou wat hom 'n paar sent skuld. Toe gryp hy hom aan die keel en hy sê, hey, jy moet nou vir my betaal. Jy moet nou vir my alles gee. En op die einde van die dag, so sê hulle het gaan kla by die koning en gesê, kyk wat het hier gebeur. En die koning het hom in die tronk gesit en gesê, ek sal jou toesluit totdat jy die laaste bietjie gee, want jy het alles verniet gekry, maar jy was nie bereid om die bietjie wat ander mense aan jou geskuld het, vry te spreek nie. En God verwag van my en jou vergifnis. Kom ons dink daaroor vanaand. Ek hoop julle het die Bybelstudie geniet. Ek hoop dit was lekker.